Welkom by Onderwys in Gesprek. Ek is Karien Bloem, die hoof van onderwysprojekte by AfriForum en vandag is dit vir my baie lekker om met AfriForum se uitvoerende hoof, meneer Kali Kriel te gesels oor AfriForum se tema vir hierdie jaar. Ons tema is gemeenskapsbouers en vandag wil ek by Kali hoor hoe werk gemeenskapsbouers en ons skoolgemeenskap en hoe kan ek 'n gemeenskapsbouer wees in my skoolgemeenskap om sodoende daar ook 'n verskil te maak. Kali, dankie dat jy hier met ons gesels vandag. Nee, baie dankie Karien. Dit is vir my lekker om met jou te praat, maar ook om oor hierdie lekker hoopgewende tema te kan praat. Ja, ek dink ons kan saamstem dat ons besef al hoe meer dat ons almal maar harder moet werk om ons eie omgewings vir ons vry en veilig en voorspoedig te maak. En jy sê altyd, die liewe Heer het daarom vir ons hande aan die einde van ons arms gegee om dinge te doen en daarom is dit vir ons belangrik om saam te bou aan ons toekoms. Maar goed, hoe gaan dit nou werk met ons skoolgemeenskappe? Want baie van ons ouers is al reeds regtig betrokke en doen regtig baie by die skool, maar hoe kan hulle nou op 'n praktiese manier nog meer betrokke wees of hoe kan hulle help om hierdie gemeenskapsbouers ideaal wat ons het te versterk? Ja, Karien, mense is baie dankbaar vir mense wat reeds baie betrokke is. Nou die idee van 'n gemeenskapsbouprojek is nie om vir mense ekstra werk te gee nie. Dis eintlik om al die hulpbronne in die gemeenskap te ontsluit om dit inderwaarheid makliker te maak. Maar miskien moet ek net begin om te sê waar kom die hele beginsel vandaan. Dit is deel van 'n breër nasionale strategie wat ons het by AfriForum, om natuurlik aan die een kant agteruitgang in die land te probeer keer deur hofsaake en so meer, maar aan die ander kant is die blywende oplossing nie om heeltyd teenstand te bied nie, maar om alternatiewe te bou. Nou die beste buffer teen staatsverval is sterk selfstandige gemeenskappe. Dis waar elkeen van ons in die oggende wakker word, waar ons in ons gesinne bly, waar mense hulle kinders grootmaak, en dit is ook waar mens geborgenheid voel. En as jy in haglike omstandighede en 'n mislukkende gemeenskap bly, dan maak dit natuurlik baie moeilik en voel mense ontuis. So wat ons kan doen, en dit is die wonderlike, mens kan nou die beta-faktore kan jy ontstel, wat in die politiek aangaan en korrupsie en so meer, en dit moet mense ontstel, want dit is net doeteenvoudig verkeerd. Maar die bevrydende ding is mens dan gaan sê, goed, gegee wat hier gebeur, wat is binne ons eie vermoë? En dit is om ons eie gemeenskappe sterk te gaan maak. Goed, en as jy dan sê, ons is gemeenskapsbouers, dis wat AfriForum is, binne die solidariteit beweging is daar klompbouers. Party bou kampusse, party bou media-instellings, party bou maatskaplike netwerke en so meer. So daar's 'n hele klomp terreine waarop gebou is, maar AfriForum spesifiek, ons sal sê ons is gemeenskapsbouers. Nou is die vraag, hoe bou mense gemeenskap? Wel, jy moet sorg dat daar 'n halfe koördinering en platform is om te sê dat jy kyk, wat is al die hulpbronne in 'n gemeenskap? Nou, ons moet by AfriForum besef ons deeglik, ons is dankbaar vir wat ons bereik het, maar uit die aard van die saak is daar nog baie meer wat gedoen moet word. Ons moet ook besef, in alle nederigheid, dat die gemeenskap bestaan uit baie rolspelers. En dan die sentrale rolspeler vir ons in gemeenskappe is skole. Dit is die spulpunt van gemeenskappe en daarom, as mens 'n gemeenskap wil bou, is dit die beste plek om te begin, is om te sorg dat die skole in 'n gemeenskap sterk is, dat hulle nie bedreig word nie, en daar's 'n klomp organisasies wat 'n rol daar speel, maar AfriForum wil vanuit 'n gemeenskapsperspektief kyk, hoe kan ons die skool versterk, help versterk met ons eie aktiwiteite, maar hoe kan ons 'n rol speel om koördinering tussen skole en ander instellings te bewerkstellig, om te sorg dat ons die hulpbronne in 'n gemeenskap optimaal benut. Goed, Kali, ja, dit is nou 'n mondvol en dit verduidelik baie mooi,
Maar as ek nou 'n ouer is met kinders op hoërskool of op laerskool en ek wil nou op 'n bepaalde manier vir AfriForum help met hierdie gemeenskapsbouplan, wat kan ek prakties doen in my direkte skoolgemeenskap? Ja, daar's 'n klomp dinge wat mense kan doen. Natuurlik is ons altyd dankbaar as mense dit by AfriForum doen en saam met AfriForum. Maar daar's natuurlik 'n klomp ander plekke waar dit ook kan doen. Ek dink die beginsel is roepingsgedrewenheid om te sê jy wil iets groter as jouself doen. Jy wil 'n sterk gemeenskap skep sodat daar 'n toekoms vir jou gesin en 'n nageslag sal wees en natuurlik ook 'n beter hede. En dan is daar baie ouers en dis wonderlik is by skole betrokke. Ons moet ons skole sterk maak, beheerliggame, 'n sterk beheerliggaam is noodsaaklik om 'n skool vooruit te vat. Maar as mens dan praat van AfriForum spesifiek, nou AfriForum het so 'n netwerk van net so oor die 160 takke. En elkeen van hierdie takke het 'n opdrag om te kyk hoe hulle kan bydra tot die skole. En ons is dankbaar dat daar in AfriForum 'n klomp vermoë is in verskillende afdelings om by skole te help. Die afdeling waarby jy betrokke is natuurlik het die dink of sink debatskompetisie, daar is klomp ander goed soos 'n besigheidsbytjies, daar's teenboelieveld of wat plaasvind en ander ondersteuning. AfriForum bied ook ondersteuning ter beskerming van skole se taalbeleid. Ons het nou gesê die eerste hofsaak wat kom, wat ons genader word, waar die Bela-wet misbruik word om 'n Afrikaanse skool te teiken, sal ons finansier. Maar dan is daar ook op praktiese vlak, waar ons by skole, ons veiligheidsstrukture, ons het 177 buurtwagte, wat dan veiligheidsaudit by skole kan doen. Daardie buurtwagte kan wanneer hulle werk doen, spesifiek ook kyk na die skole. Ons het 'n veiligheidstoep wat ons nou 'n noodknopie, as ek dit maar so kan stel, wat ons gratis aan skole beskikbaar stel, dat die kinders 'n noodknopie kan hê op hulle foon as daar 'n krisis is. So dit kan in daardie opsig gebeur. Ons maak rondom skole skoon, verf voetoorgange, vervang stopstrate, sny gras en so meer. En betrokkenheid by 'n AfriForum tak in 'n gemeenskap maak dat hierdie soort van werk moontlik is. Jy kan deel wees van 'n buurtwag of jy kan bydra tot die organisasie, want ons het intree vlak werkers, Afrikaners wat aangestel word om gras te sny en so meer. So bloot met die ondersteuning van AfriForum gee vir ons die hulpbronne om dit te kan doen. Maar dan natuurlik op 'n tweede vlak wat nodig is om te sê, daar's ook ander instellings waar mense by betrokke kan wees. By die kerke, daar's gelukkig 'n klomp mense daarby betrokke, daar's mense by maatskaplike organisasies by betrokke. En dan ons tweede fase, as ons sê ons is gemeenskapsbouers, is dit eintlik 3 bene. Die een is wat ek nou genoem het, waar ons takke direk vir skole bystand bied. Die tweede een is waar ons die administratiewe ondersteuning gee om wat ons noem skoleforums tot stand te bring. Nou dis nie 'n AfriForum skoleforum nie, dis 'n skoleforum wat se werksaamhede gedikteer word deur die skole in daardie gemeenskap en wat eintlik maak dat hulle kan saamwerk, probleemuitreiling en so meer. Die eerste een wat ons gestig het hier in Centurion het nou al 'n studiehulpfonds waar die 3 Afrikaanse hoërskole se hoofde saam besluit wat die kinders in hulle skool hulle kan help. Maar die moontlikhede is legio. Hulle kan gesamentlike aankope doen om veiligheid te verseker. Hulle kan beste praktyke by ander skole leer. So dis die platform. En dan die derde deel van gemeenskapsbou is waar mense ooreenkomste met die owerheid aangaan. Ons het byvoorbeeld in Kaapstad en Pretoria het ons ooreenkomste met die munisipaliteite dat ons bepaalde werk kan doen, wat ook tot voordeel van skole is. Daar's plekke waar daar nie so ooreenkomste is nie, maar dan gaan ons net dood eenvoudig aan. Ja, Callie, ek moet sê dit is lekker om te hoor wat is al die planne wat aan die gang is. En ek hoop ook wanneer mense na hierdie podsending luister, dat hulle sal motiveer om betrokke te raak. Het sy dit nou is by ons of by die kerk of waar ook al jy voel jy 'n verskil of 'n bydrae kan lewer.
Ek dink wat ook vir my lekker is dat ons ook ouers uitnooi om deel te word van ons skoolvrywilligersprogram. En wat die skoolvrywilligersprogram aanbetref of beteken is dat jy as ouer is half ontskakel tussen die skool en AfriForum, en as jy sien daar is 'n probleem en jy dit met die skool, as ek nou sê 'n probleem, dan bedoel ek nou sien maar jy wil meer vullis herwin of die voetoorgange laat verf of daar's dalk 'n probleem met die veiligheid van die area of wat ook al, dan het ons iemand wat vir ons mee kan gesels en vir ons in kontak kan sit met die regte mense by die skool, met die hoof of wie ook al die betrokke persoon is, sodat ons daar ook ondersteuning kan bied. Ek dink regtig dit gaan goed gaan hierdie jaar met hierdie tema van ons, en as almal hulle inkoop gee en saamwerk, kan ons regtig ons skole en ons woonbuurte na 'n volgende vlak toe vat. So Kali, baie dankie vir jou tyd en om alles so mooi vir ons te verduidelik, en ek gaan ook verder in die skakel inligting gee as iemand betrokke wil raak as skoolvrywilliger of net meer inligting wil hê oor wat ons bied vir skole, is julle welkom om na ons toe uit te reik. Maar dit is dan dit vir Onderwys in Gesprek.